Julle vir die gemeente, julle vir my kyk. Ek dink hulle lyk baie beter as ek. Dankie Jessica, hoe kosbaar is dit. Kan ek en jy dalk nou op hierdie oomblik vir die Here 'n handeklap gee, net omdat ons so geloof het. Geloof bly ons met hierdie mense. Ja, kyk gestaan na hulle geboortedatums en ek besef dis nie almal wat op hierdie stadium van hulle lewe die kans kry wat julle kry. En wil jy, Michaelis môre hierso, of Michael, en almal van julle wat hier saam met my sit, ons het vir Owelie leer ken, en oor die laaste klomp jaar het ons gesien hoe die Here sy lewe verander. En wil jy die mense wat volgende voor ons staan, maak ons hart bly. Want ons het gesien, dit wat ons vandag gehoor het, hoe God jou ontvul het, verander het, en uit het vir jou iemand gegee. Wat ook hierdie fase van jou lewe, saam met jou kind. Nee. Dat jy vol. Ek gaan vir julle ietsie sê, ek gaan nie lang wees nie, ek het nie die Bybel hier voor my nie, maar is hier in my hart op die oomblik. Belangrike oomblik en ons wil dit vir julle so maak. Gaan vir julle ietsie gee wat julle saam met julle kan vat. Hulle trou soos in die Nuwe Testament. Hulle trou vanoggend 'n bietjie en vanaand trou hulle verder in die res van die week. So ons gaan vanoggend 'n stukkie vir hulle gee. Ek net bid, Vader. Ek nooi ook die Heilige Gees wat vanoggend tot ons harte gespreek het om nou ook hierdie deel van hierdie diens te seën met die teenwoordigheid. In Jesus naam. Dis nie net 'n troue wat vinnig gebeur nie. Here, dis U wat hierdie twee mense nou saambind met die ewige band van wonderlike genade en liefde. Daaroor is ons dankbaar. Amen. Amen. Vriende, het baie vinnig, maar ek wil nie, jy lyk pragtig. Dis wat ons vir 'n bruid sê. Ja. Ons kan nou net die self. Nee. Johannes 2. Op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. Vers 2 van Johannes 2 sê, die moeder van Jesus was ook na die bruilof toe uitgenooi. Vers 3, en Jesus en sy disippels was ook daar. 'n Bruilof, soos julle sê. 'n oomblik. Maar vir my is een van die uitstaande gedagtes van hierdie gedeelte Willie Marlene, is Jesus is deel. Hy is saam. Ek sê dit is heel right. Ja, ek het reg. Jesus is daar, hy is ook uitgenooi. Nou wil ek vanoggend vir ons familie sê, hierdie twee mense, kan ek hulle die versekering gee, staan vanmôre hier, hulle het Jesus genooi om saam te wees, by hulle te wees. Hulle wil hierdie deel van hulle lewe nie alleen doen nie. Ek het nie die mooi woorde wat in my betaal het, maar hulle het hierdie begeerte om Jesus in verdoodskap te neem. Saam met hulle te vat. Nie 'n oomblik alleen te wees nie. Hulle het 'n klompie uitgenooi, vandag van hulle vriende gesê, kom deel vanoggend en vanaand in ons vreugde. En iewers op die gastenlys is Jesus se naam ook. Jesus is ook na hierdie bruilof toe uitgenooi. Jesus is ook deel van dit wat hulle begeer. Eintlik is hy die grootste deel. Die belangrikste deel. Dan gebeur daar iets in vers 4, die wyn is op by hierdie bruilof. In vers 5 kom Jesus se ma en sy sê, hier is 'n probleem. En in vers 6 lees ons iets van geloof.
Sy sê vir die diensknegte, die butlers, net wat hy vir julle sê om te doen, moet julle doen. En ons lees in vers 7 en 8, hoe dat hulle hierdie 6 klipkanne volmaak, 6 klipkanne wat elkeen tussen 90 en 100 liter water hou, en Jesus wat vir hulle sê, vul dit tot boontoe met water. En Willie en Marlene is julle bedeel. Toe skep hulle uit. En hulle proe, hier het iets gebeur. Hierdie water het wyn geword. En ons lees in vers 9 dat die seremoniemeester mee in vers 10 dat die seremoniemeester kom en hy sê, hier is 'n probleem, hy praat met die bruidegom, hy sê, Willie, 'n mens sit eers gewoonlik die goeie wyn voor, maar jy het die beste vir laaste gelos. Julle lewe is geleef. Julle het draai gemaak, daar was goeie tye, daar was slegte tye, daar was, dis oor lang tyd, kom julle. Maar Marlene, Willie, kan ek vandag vir julle sê, almal van ons wat hier sit, ons intense gebed is net dit, dat julle belewenis met mekaar en saam met mekaar en saam met die Here 'n belewenis sal wees dat hy vir julle die beste wyn vir laaste gewerk. Ja, hy voel dit wat mooi is gelos vir hierdie oomblik van julle lewe. Het jy gedink dit gaan ooit met jou gebeur, Marlene? Nee. Het jy ooit gedink dat jy sal weer hier staan? Nee. Net so hoogs onwaarskynlik as wat hierdie wonderwerk by 'n bruilof sou wees. So is dit onwaarskynlik, maar dit het gebeur. En vandag staan julle aan die begin van dit. Julle begin vandag. En ek maak nie goed gekoop as ek dit nou vandag op so 'n manier sê. Ek nie sê dit so prakties wees soos jy nie, maar ek wil dit so sê. Julle vat vandag die eerste slukkie van baie water wat wyn geword het. Van 'n klomp genade en seën wat God vandag in julle lewe kom neersit. Toe ek in Nel in Stilfontein die 9de Maart in 1985 voor die kansel gestaan het en die pastoor vir ons gesê, julle kan mekaar maak of julle kan mekaar breek. Wil dit vandag vir julle sê, Willie, dis die realiteit, Pastor Rennie daaroor gepraat, ons lewe in 'n wêreld met soveel gebrokenheid. Slegte goed gebeur ook met God se kinders. Julle kan ook mekaar maak, of jy kan breek, dis die keuse. Maar mag ek net 3 tree terugtree? Vers 2 sê, Jesus was ook na die bruilof toe uitgegaan. Dis die geheim. En hy help. En hy hou julle vas. Dis vers 3. Hy doen dit. Want hy is daar, hy is welkom. Ek dink die probleem met julle sal saam bestem en ek is omtrent klaar. Is dat Jesus nie meer baie huwelike en in huishoudings welkom is nie. Maar hierdie 2 mense, as jy met Marlene praat en agtergekom, Willie begin het verstaan en hy begeer dit so en hy praat dit saam en hy glo dit saam en hy leef dit saam en hy verwag dit saam. Willie, dit is 'n kompliment wat ek jou gee. Ek het dit net agtergekom dat jy honger is vir God se gees om te sê, Here, verander my. As Jesus deel is, as hy welkom is, as hy in julle huis is, dan gaan dit. En nou wil ek nog iets sê, ek het dit nog nooit gesê nie. Maar vers 2 sê, vers 3 sê, Jesus was ook aan die bruilof, en sy gesê. Maar vers 2 sê, die moeder van Jesus was ook daar. Weet nie of het theologiese reg is, om te sê dat in die 3-eenheid is die moederlike figuur, die persoon van die Heilige Gees,
wat op 'n kosbare manier intens betrokke is in ons lewens. So wat ek eintlik vir jou wil sê, wil ek goed sien, Marlene, ek dink julle is gekamer. Julle is toegevou. Hy is Immanuel. En ek weet, die besigheid het dit nou gevat. Ons het vanmôre gesien wat gebeur as jy vol van die Heilige Gees is. Is jy reg? Ja. Marlene, dankie vir wat jy vir Willie doen. Jy het 'n groot impak op sy lewe. En Willie, dankie vir wat jy gedoen het en nog gaan doen. Hierdie gemeente, julle familie, is môre so bly oor hierdie oomblik. Ons gun dit vir julle met alles. Die Here vir julle die beste vir die laaste. Die beste. Nou ek wil die boeties vra om hier by hulle broer te kom staan. Ek wil nou eers gou iets sê, pastoor. Vandag is die coach hierso, saam met ons. So ek glo hierdie huwelik sal mooi loop. Want my vorige huwelik was hierdie einste coach nie by die party gewees nie. Hierdie einste coach het waar ek het op die straat gelê en ek betrou. Daai party het ek gehou. Maar hierdie is hulle, ons coaches hier. Okay. Michael, kom staan jy maar eens hier. Jessica, kom julle ook. Wil jy nie? Liggie, ek het nou jou naam vergeet. Ag, kom staan net nie by hulle, nee. Wil jy net hulle kom support? Hierdie klomp mense het soveel moeite gedoen en gehelp om hierdie dag vir hierdie kappel mooi te maak. En wil jy, Marlene, ek wil vandag vir julle vraag, voordat julle hierdie ringe gaan mekaar se hande sit. Julle is hier saam met julle familie wat vir julle lief is. Ouens wat vir julle omgee en ouens wat net ons saglik baie vir julle in julle vriendskap, vriende, net so. Ons het gehoor van die Heilige Gees, jy moet hulle lees toe. Nee. Ons het gehoor van die Heilige Gees wat by julle is, ons het gehoor van Jesus wat by julle is, wat hy so mooi. Nou gaan julle echt verseel, julle verhouding verseel, en nou doen dit met 2 herinne. Ek weet dat julle lief is vir mekaar, ek weet dat julle hieroor gebid het, ek weet dat dit wat julle doen, julle seker is, dit is wat die Here wil hê julle moet doen. Wil jy, Marlene, beloof en bevestig julle vandag, om hierdie oomblik te eer, om so baie dat julle binne God se wil sal bly, en om slaaf sal navolg. Op die einde van die dag is hy 'n groot coach, wat ons lei en hou vas. Is jy vandag bereid om te sê, ek gaan hierdie keer met alles in my dit doen? Ja. Prys die Here. Marlene. In goeie tye, slegte tye, op beter and for worse, soos wat hulle sê in goeie Afrikaans, beloof julle om daar te wees. Ons sal sien hoe julle mekaar maak, komplimenteer, bou, help, ondersteun met die liefde en die genade van die Here. Julle een hand in mekaar se hand en julle ander hand in God se hand. Amen. En as dit vandag die begeerte van julle hart is, dan wil ek vra, Willie, dat jy hierdie pragtige ring, en ek wil dit net gou vinnig, Michael, Marius, ek wil dit net so voor julle hou. Dis die syfer 8. Op sy sy is dit,
Die wiskundige teken oneindig. Mag dit so wees. Ad infinitum. Oneindig. Het eintlik nie eers begin nie. Hy sal aanhou en aanhou. Sit vandag hierdie pragtige ring in jou bruidsaal, wil jy dan sê jy vir haar, met hierdie ring trou ek jou. Ek gaan die gemeente vra saam met my op te staan. En ek wil vir Jessica vra, sit jou hand asseblief op Marlene, die vinger lê op die begin staan. Kom ons stuur ons hande vandag. Vader, dankie vir 'n kosbare oomblik in Oase familie se lewe. Vir Willie en Marlene, Here, oor hierdie laaste paar maande gesien. Ons weet, Here, jy het 'n plan met hulle lewe. Vir Willie het jy die beste geberge vir laaste. En vir Marlene, Here, het jy die wonderlikste versekering en die beste gegee vir hierdie laaste deel van hulle lewens. En hulle doen dit nie alleen nie. Hulle doen dit in afhanklikheid. En hulle het volgende aan mekaar trou beloof, Here, net. Is eintlik maar 'n voortsetting van die gesprek wat al oor 'n lang tyd kom en hulle verbintenis en hulle voorneme tot verbintenis om regtig mekaar lief te hê, mekaar te koester. En een vandag kennis geneem van alles wat hier gebeur. En nou sit ons hande op Marlene en Willie. En namens Oase familie seën ons hulle. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En ek wil vandag bid, Vader, dat elke slukkie uit hierdie kanne van seëninge wat U in hulle lewens kom neersit het, sal getuig van die godheid en die heerlikheid en die grootheid en die genade van God wat U vir hierdie stadium van hulle lewe vir hulle gegee het. Mag dit die mooiste, by verre die beste tyd van hulle lewe wees. En mag hulle waarlik, Here, dit wat hulle in mekaar het, saam in U geniet. En mag hulle U saam geniet. Is ons gebed in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. 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 En ek dink dit is 'n groot oomblik. Michael, dankie. Marius, dat julle bereid is om hier by julle broer te staan. Dit is 'n groot oomblik. Dit is hoe dit hoor, dit is hoe dit moet wees en dat ons dit so saam kan doen. En nou wil ek sê, terwyl die gemeente nou sit, you may kiss your bride. Again. Dit sal my aangenaam voorreg om nou te verklaar dat kragtens ons landswette Willie, Marlene, julle nou wettiglik getroud is. Dan Here ons moet seën. Halleluja.